Goeiemôre geliefdes. Hierdie nuwe dag is 'n gawe uit die hand van ons Heer. Die son wat opkom is omdat God dit so bepaal het en daarmee herinner dit ons dat sy genade elke oggend nuut is en dat sy trou nooit ophou nie. Mag ons harte oop wees om sy stem te hoor en ons lewens bereid om sy wil te doen. Kom ons word stil, kom ons haal diep asem en onthou, voordat ons enigiets doen, is God reeds daar. Hy wag op ons, hy nooi ons uit om deel van hom te wees. Hy dra ons, hy is om ons, hy is vir ons, hy is in ons. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om sy liefde te leef en sy lig deur ons te laat skyn, soos wat die son opkom oor almal van ons. Geliefdes, ek is Dr. Pieter Boysen van die JCR MTS familie in die Oosrand. As jy met my in verbinding wil tree, my nommer is 068 577 9817. Maar voordat ons verder gaan, kom ons word net eers stil voor ons hemelse Vader. Abba Vader Heer, Vader baie dankie vir die wonderlike geleentheid wat ons het, om weer eens vanoggend te kom wakker word. Weer eens vanoggend met u woord te kan wakker word. Dankie dat u ons gelei het, ons behoed en bewaar het deur hierdie nag. Vader, ek vra dat u die aanhoorder van hierdie boodskap sal seën en die woord vir hulle sal oopbreek en hulle sal lei. My Heer, maar laat u wil in alles geskied. Vader, ek bid vir elkeen wat siek is, die wat geliefdes uit die dood afgestaan het, dat u hand oor hulle sal hou. Hulle sal beskerm, sal behoed en sal bewaar. Vader, ek loof u, ek prys u. My Heer in Jesus naam alleen vra ek dit. Amen en amen. Geliefdes, ons is besig, soos ek alreeds gesê het, met die wapenrusting van God. Vanmôre, die skild van geloof. Efesiërs 6 vers 16. Behalwe dit alles, neem die skild van geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die bose kan uitblus. Geliefdes, onthou hierdie 3 redes hoekom ons hierdie wapenrusting elke oggend moet aantrek. 1. Identiteit, selfvertroue en standvastigheid. Daar is al seker duisende boeke oor hierdie onderwerp van geloof geskryf. En dit is seker een van die gewildste onderwerpe wat vandag in hierdie wêreld bespreek word. Geloof is iets wat ek en jy elke dag beleef en elke dag moet uitleef. Ons almal loop na 'n stoel en gaan sit sonder om eers daaraan te dink dat hierdie stoel ons nie kan ondersteun nie, of dat hy ons wel gaan ondersteun. Het jy ooit so daaraan gedink? Ons het die geloof dat die stoel ons gewig gaan hou. Geloof is so 'n klein deeltjie in ons lewens, dat wanneer dit groei, kan dit 'n groot boom word. En mure en berge verskuif. Geloof moet beoefen word, om groter in ons lewens te word. Geloof is die belangrikste deel van ons verhouding met God. Hoe gaan jy ooit sonder geloof glo dat God werklik bestaan? Dat God werklik daar is vir jou? Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ons kan God nie ervaar sonder geloof nie, geliefdes. Geloof is wat vir ons die vermoë gee om God beter te ken, om beter te leer ken en ook om in sy teenwoordigheid te staan. En die vyand weet dit. En hierdie vyand wil graag hê dat ons God enigsins moet ervaar nie. Daarom begin Paulus sy skrywe met die volgende woorde: dra onder alle omstandighede die skild van geloof. My geliefde broers en susters, die geloof in God gaan ons nie die waarheid, die regverdigheid en die vrede ervaar nie.
Sonder geloof is ons tot niks in staat nie. Daarom is geloof die belangrikste in ons lewens. Geloof in ons lewens kan elke versoeking weerstaan, wat die vyand ook al na ons pad toe stuur. Wanneer jou geloof in God sterk is, dan het jy die vermoë om die versoekings te weerstaan. Wanneer ons geloof in God huiwerig is, dan soek ons maklik voor sonde. Wat ook al kom, jy gaan soek as jou geloof nie sterk genoeg is nie. Geloof is ook 'n aksiewoord, wat ons in staat stel om te beweeg soos wat God wil hê ons moet beweeg. Geloof sonder werke, geliefdes, is dood. Baie mense het goeie voornemens. Ons praat maklik en sê vir mekaar wat ons voornemens is, maar goeie voornemens het nog nooit niks goeds gedoen nie. Onthou net, sodra jy gesê het, jy gaan iets doen, is dit klaar in die lug, dis klaar daar buite gesit, en is dit nie oorgaan in aksie nie, is dit doelloos. So dis weer eens, geloof sonder werke is dood. Geliefde broeder en sussie, mag jou dag gevul wees met die geloof, sodat wanneer die vyand met sy aanvalle en sy versoekings kom, jy staande kan bly en weerstand kan bied teen hom. Ek los hier met Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Abba Vader, Heer, aan U toe kom die eer, die aanbidding, al die lof, al die seën. Vader, waar ons vanoggend voor U stil raak, maak ons harte oop, dat ons U woord kan hoor, en dit kan uitleef. My Heer, vergewe ons oortredinge. Vader, maar nie soos wat ons vergewe nie, want ons vergewe, maar ons vergeet nooit. Vader, ek vra dat U ons sal vergewe, soos wat U dit wil. Vader, dat U wil in ons lewens geskied. Aan U alleen kom toe die lof, my Vader. U alleen is waardig om aanbid te word. Aan U alleen wil ons getrou bly, waar ek diensbaar bly. My Heer, verlos ons van hierdie dinge van die wêreld nou. Maak ons opreg dankbaar vir elke dingetjie wat U vir ons gee. My Heer, ek bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons is vandag by deel 3 van die wapenrusting van God, die borswapen van geregtigheid. Efesiërs 6 vers 14, die B-gedeelte. Maar kom ons lees die hele vers 14. Staan dan vas, julle lende met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan. Kan jy onthou die 3 redes hoekom ons die wapenrusting van God moet aantrek? Nommer 1, identiteit. 2, selfvertroue. En 3, standvastigheid. Nou geliefdes, die borswapen van geregtigheid is die item wat die kern van ons hele lewens, van ons wese beskerm teen alle en elke geestelike gevaarheid. Nou, soos ons weet, die borswapen bedek jou belangrike organe, beskerm alles wat jou in die lewe hou. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan, deur te vertrou op wat God en sy Jesus vir ons gedoen het. Geregtigheid is die feit dat goed genoem is om deur God vervang te word. Dit is 'n geskenk wat ons gegee word. Nie iets wat jy oor jouself kan verdien nie. Nie deur jou goeie werke nie. Geregtigheid kom deur Jesus en word gegee aan ons wat aan hom volg en in hom glo. Ons word geklee met geregtigheid. Net soos die borswapen die hart, die longe beskerm,
So beskerm hierdie geregtigheid alles waarop die mens se geestelikheid bestaan. Jou hele geestelike lewe word gebou op geregtigheid. Nou hoe kan ek hierdie geregtigheid deel maak van my lewe? Soos ons vroeër genoem het, ontvang ons hierdie geregtigheid deur Jesus Christus. Die manier hoe ons Jesus deel maak, is deur geloof. Abraham het nooit gewankel in sy geloof van God se beloftes nie. In werklikheid het hy sy geloof sterker geword en daarin het God hom verheerlik. Hy was heeltemal oortuig daarvan dat God in staat is om te doen wat hy gesê het om te doen en deur sy beloftes wat hy sou doen. En wees Abraham se geloof het God hom as regverdig beskou. As Paulus praat van geregtigheid van God en geregtigheid verwys hy na ons verhouding met God. Die feit dat ons nou in 'n nuwe en regte verhouding met hom staan. Dit word verkry deur ons geloof in God en die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die dra van hierdie geregtigheid skep 'n leefstyl om dit wat ons in ons harte glo toe te pas. Na mate ons hierdie lewens ooreenstem met die beeld van Christus, word ons keuses geregverdig. En hierdie goddelike keuses beskerm ons ook teen verdere versoekings en misleidings. Nou hierdie borswapen verseker ook geregtigheid, integriteit in ons lewens. Om die borswapen van geregtigheid aan te trek, moet ons eers besef dat die borswapen van geregtigheid net soos met al die ander dele, geestelike wapenrusting, alles aan God behoort. Ons almal maak foute en in onsself gaan ons nie geregtigheid behaal nie. Daar is net een manier om in geregtigheid te lewe en dit is deur Jesus Christus. Ons kan nie die borswapen van geregtigheid verdien of koop nie. Dit is 'n geskenk van God aan enige iemand wat in Jesus glo. Sodra ons die geregtigheid van God ontvang het, moet ons sorg dat ons dit aantrek en uitleef. Geregtigheid hou ons gesond en sterk, soos soldate van Jesus Christus, sodat ons in die geestelike oorlogvoering teen hierdie goddelose magte kan veg. Leef 'n lewe van geregtigheid deur geloof in Jesus Christus. Hy is geregtigheid. Romeine 6 vers 13. Hy moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Romeine 4 vers 20 tot 24. En hy het nie deur ongeloof aan die beloftes van God getwyfel nie, maar hy het versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Maar dis nie alleen en om sy onwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons onwil aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom, wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het. Geliefdes, net tot sover vandag. Volgende keer gaan ons aan met die skoene van vrede. Ek sluit vir ons af. Hemelse Vader, ons aanbid U in waarheid en in gees. Vader, beklee ons vandag met die volle wapenrusting, sodat ons weerstand kan bied en staande kan bly teen die liste van die duiwel. In Jesus naam bind ek nou elke owerheid, elke mag, elke wêreldheerser van duisternis van hierdie eeu en elke bose mag in die lig wat vandag teen ons staan. Ek beveel elke bose mag
om hulle werking onmiddellik te staak en beveel hulle in die naam van Jesus om na die voetbank van Jesus Christus te gaan. Ons omgord ons lende vandag met die gordel van waarheid. Ons trek die borswapen van geregtigheid aan, skoene van vrede aan ons voete, vir die bereidheid van vrede. Ons sit die skild van geloof op, waarmee ons die vurige pyle van die bose kan uitblus. Ons trek die helm van verlossing aan. Ons neem die swaard van die Gees, die woord van God op. Vader, bo dit alles beklee ons vandag met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, soos opgeskryf staan in Kolossense 3 vers 14. Beklee julle dan met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Vader, gee aan ons die wysheid, die insig en verstand, om 'n goeie krygsman en vrou vir U te kan wees. Vader, ons onderwerp onsself aan U vandag, en ons weerstaan die duiwel, die Satan. Want in U woord is daar geskryf in Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Vader, ek bid dit alles in die kosbare naam van Jesus Christus. Vader, ek wil die aanhoorder van hierdie boodskap seën en lewe oor hulle spreek. Eerstens kom ek teen enige bose mag, die prinsdom van duisternis, se planne van Satan die duiwel, om te vernietig, te steel en te verslind, dat dit sal sterf en geen effek sal hê nie. Vader, ons weet en glo dat daar nou lewe gespreek word oor hierdie persoon se gesondheid, sy huwelik, verhoudings, finansiële, sy besighede en geestelike lewe. Geliefdes, jy sal God se seën en beskerming ondervind. God seën en behoed jou. God laat sy aangesig oor jou skyn en verhef sy gesig oor jou en gee jou vrede. Amen en amen.